Sondag aand en glo jy het 'n lekker snoesige middagslaapie gevat. Nou ja, dit is 'n nuwe week, nuwe dinge, nuwe uitdagings. Kan jy glo 5de Oktober? Man, tyd staan nie stil nie. Vir jou wat ingeskakel is, baie welkom. Dalk jou eerste keer by ons aanlyn kerk. Geniet ook hierdie Sondag aand tussen 8 en 9, wat ons net lekker saam kuier om die woord. En vanoggend se woord, ja, het my aan die dink gehad, wanneer God ja sê, wanneer hy nee sê, en wanneer hy soms sê wag, en ons dit met mekaar kan verwar. En as jy nog nie vanoggend se boodskap geluister het, geluister dit gerus. Dit het werklik waar tot my hart gespreek self. Want daar is soveel kere in jou lewe wat jy uitmis op die seën van die Here, en dan spring die Here ook nie ons verwyte kwyt nie. Is omdat ons nie sensitief is en nie op die Here wag en nie sensitief is om te hoor wanneer God met ons praat. God praat op verskillende wyse met ons, deur die woord, deur die Heilige Gees, deur mense, selfs deur die natuur. En ek het dit gesê vanoggend en ek het dit verlede week gesê en ek wil dit weer sê. Weet jy, as jy van God af iets bid en God praat met jou en jy het bevestiging uit God se woord, is dit in 'n droom of 'n gesig of wat ook al. Ek sê altyd, wees nigter rondom dit. Gaan en gemeet dit op volgens die woord en wag op bevestiging. En bid dat die Here met iemand anders te ook sal praat en dit kom bevestig, ten minste deur 3 persone. Sodat jy weet dat jy nie uit jouself uit gaan optree. Want baie keer sê mense, die Here het gesê ek moet trek en nou trek en dan na 6 maande is die hellos en dan verval so Boeta of so Sissa en is kwaad vir die Here, is kwaad vir mense. En partykeer sê iemand sommer vir jou iets omdat hy so voel. En dit dalk mooi motiewe gehad, maar was dit die Here werklik? Nou ja, vanoggend het ek daaroor gesels oor daai ja en daai nee en daai wag. En vanaand, nou ja, as jy ingeskakel is, share hierdie boodskap, tag iemand wanneer God stil raak. Wat gemaak wanneer God niks sê nie? Nou ja, 2 besonderse boodskappe, en glo jy het jou skaapboutjie geniet, en jy het daarna 'n bietjie horisontaal gaan verkeer, allerheiligste in beweeg, en mooi drome gedroom. Nou ja, mag hierdie ook 'n mooi week vir jou wees. En my gebed is dat jy ook sal ervaar die seën en die krag van God en sy teenwoordigheid, en dit wat jou gebeds begeertes is, en dit wat jy van God af bid, en dit wat jy van God af vra, dat dit volgens God se woord tot vervulling sal kom. Nie my tyd nie, God se tyd. Hierdie week tussen 8 en 9 is ons lekker saam in die woordigheid van die Here. En ek wil jou uitnooi om sommer maar net, as jy nog nie op ons groep is en jy wil graag gelaai word, jy sal my nommer sien ook daar by my boodskap. Ja, stuur vir my boodskap, ek laai jou graag op ons WhatsApp groepe wat jy ons dagstukkies kry. Ons jy weet, boodskap in die aande, soos vanaand, sit ek ook dan nie na op ons WhatsApp groep in PDF formaat. Jy kan dit gaan uitprint, jy kan dit forward, jy kan dit share. Man, dit is net lekker om te sien dat die evangelie uitgaan. Vir my lekker om saam met jou te kuier op 'n Sondag aan begin van 'n nuwe week wat voorlê. Ja, hierdie week, die 9de, is hierdie mannetjie 51. Is 'n 74 model. Man, my lewe het nou eers begin. Ek's opgewonde. En ek nooi jou uit om vanaand nie te mis wat God ook vir jou instoor het nie. Here, ek is opgewonde oor die woord, dankbaar vir dit wat U doen in Boetas en in Sissas, huisgesinne en in besighede, hulle lewens, dat hulle kan ervaar die guns wat U vir hulle instoor het. Dankie vir gesondheid, dankie vir voorsiening. Here, dankie dat ons sommer net kan kom stil word op hierdie pragtige mooi aand voor U in dankbaarheid. En mag U verheerlik word deur hierdie boodskap, en terwyl ons ook vanaand sommer stil word, is my gebed, Here, spreek tot elke hart, dat ons nie sal mis wat U vir ons instoor het nie. Here, ons wil kom om te sê, ons lê alles by U voete. Hier ons sit, ons staan, ons stap, ons lê, ons denke, is Here gerig op U. En mag dit wees dat dit nie in lyn is nie, bid ek Here vir krag en wysheid en insig
vir een en elkeen. Ek bid dat jou gebedsversoeke tot vervulling sal kom. Dat dit wat ver is, nader sal kom. En jy sal ervaar, ook so in jou lewe, die guns en die krag en die genade van die Here. In Jesus se naam. Amen. Nou, hoe moet ek maak in 'n krisistyd wanneer ek regtig rigting nodig het van die Here? Hoe moet ek maak wanneer ek moeilike besluite moet neem? Moeilike keuses moet maak, maar ek hoor niks van die Here af nie. En dis dalk waar jy nou sit. Dalk hierdie week besluite moet neem. Moes al geneem het, maar jy het net nie antwoorde nie, en jy weet net nie wat om te doen nie. Ek lees die Bybel, maar dit voel vir my, Stef, so ver. Dit voel of die Here my vergeet het. En jy het nodig om van die Here te hoor. Maar God is nou in hierdie seisoen, in hierdie oomblik, wanneer jy juist die antwoorde nodig het, so stil. En jy voel soos hierdie psalmskrywer, hy sê, ag, en dit is vir my so 'n pragtige gedeelte in Psalm 44. Ek lees vir jou vers 2 tot vers 4 en dan vers 10. Hy sê, o God, met ons ore het ons dit gehoor, ons vaders het dit vir ons vertel. 'n Werk het u gedoen in hulle dae, aan die dae van die voortyd. U self het met u hand nasies verdrywe, maar hulle geplant. U het volke kwaad aangedoen, hulle daarinteen laat uitspreid, want hulle het die land nie deur hulle swaard in besit geneem nie, en hulle arm het hulle nie die oorwinning gegee nie. Maar u regterhand en u arm en die lig van die aangesig, omdat u 'n welbehae in hulle gehad het. En tog het u ons verstoot en tot skande gemaak. En u trek nie saam met ons leers uit nie. Hoor jy hierdie negatiewe? Hoor jy hierdie moedeloosheid? Hoor wat sê Psalm 102, hy sê vers 1 tot in vers 3. 'n Gebed van 'n elendige, as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed en laat my hulp geroep tot by u kom. Verberg u aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig u oor tot my op 'n dag as ek roep. Verhoor my gou. Die psalmis het gehoor dat ander mense die Here beleef, dat ander mense van die Here hoor, dat ander mense getuig hoe die Here vir hulle deurgekom het. Maar hy ervaar nie dit op die oomblik nie. En jy voel jy sit by 'n plek en dinge loop nie lekker nie. Ek bid dat die Here hierdie boodskap vanaand met 'n paar stappe sal gebruik, wat ek sommer maar net neergepen het. Om hierdie stilte, wat jy tans beleef, te breek in jou lewe. Die stilte van nie 'n antwoord kry nie. Die stilte van vra oor siekte. Die stilte oor 'n kind wat deur dinge gaan. Jy praat met God en jy hoor niks nie. Ek het agtergekom en ek wil 'n paar stappe noem om te breek met sonde. Dis die eerste stap. Hoekom sal ek dit sê? Jesaja 59 kom en hy sê in vers 1 en vers 2, die arm van die Here is nie te kort om te help nie en sy oor is nie doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit, hoor wat sê hy, dit is julle oortredinge. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en julle God. Dit is julle sonde wat maak dat hy hom nie aan julle stuur en nie aan julle wil luister nie. Sonde verwyder ons van God. Sonde vat ons in 'n woestynplek in, waar jy niks kan hoor nie.
My emosies ry gereeld wipplank met my vrou die ander dag. En sy sê ek raak geïrriteerd, Stef, maar die Here is nie so nie. Hoor wat ek vir jou sê. God, hoor wat sê Numeri 23 vers 19. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie? Iets beloof en dit nie uitvoer nie? Jy sien, die Here is nie ewe skielik kwaad vir jou, sodat jy hom nou 'n bietjie moet uitlos, tot hy beter voel nie. Hy tree nie soos ons op nie. En dalk hoor ek en jy dikwels, jy weet, en ek wil jy met my hoor, dikwels hoor ek nie die Here se stem nie, omdat hy opgehou praat het nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dikwels hoor ek nie die Here se stem nie. En dalk sê jy dit op vanaand. Nie omdat hy opgehou praat het nie, maar omdat ek ophou luister het. En dikwels hoor ek nie meer die Here se stem nie, nie omdat die Here ver van my af weggeneem het, my van hom af weggeneem het nie, maar omdat ek van hom af weggegaan het. En dit is die hartseer, en dit is die realiteit. Wanneer sonde tussen my en die Here gekom het, dan moet ek terugkeer na die Here toe. Jy en ek weet waar ons staan en hoe ons saak staan. Sy arm, sê die woord, wat ek nou net vir jou gelees het, is nie te kort nie. Sy oor is nie te doof om te hoor nie. Maar baie keer ignoreer ons die stem van die Here en dan loop ons op verkeerde paaie. Ek het geen begeerte waar ek hier sit om jou op hierdie pragtige Sondag aand te veroordeel nie. Ek is die laaste persoon wat 'n vinger kan wys. Ek is die laaste persoon wat kan sê ek is sonder enige sonde. Ek het baie foute. Die man na wie jy kyk, val daagliks. Ons almal doen. Maar dit is nie 'n groen kaartjie om weg te kom nie. Nee. Ek het nie die begeerte om jou te veroordeel nie. En ek dink Here sê dit ook. Ek is lief vir jou. Maar as jy sonde doen, Boeta, Sissa, is daar groot skeiding tussen jou en God. En die Here kom en hy sê, bekeer jou. Hy kom en hy sê, bely jou sonde en maak reg. Nou wil ek vir jou vra, as ek gesê het, die eerste punt is om te breek in jou en in my lewe met sonde. Baie keer raak God stil. Is jy besig om moedswillig in jou lewe te sonde? Ek vra jou. Jy weet, is jy besig waar jy is om moedswillig te sondig? Dan wil ek vir jou sê, daar waar jy nou sit en luister, stop met dit. Stop met dit en kom terug na die Here toe. Stop dit en kom maak reg met die Here. Luister, die kruis van Jesus was vir my en is vir jou genoeg. Die kruis van Jesus was en is genoeg vir al my sonde en jou ongeregtigheid. Moenie dat die vyand by jou kom stilstaan en jou kil met die gedagte, ag die Here wil niks met my te doen hê nie. Dit klink vir my baie na 'n gesindheid van Adam en Eva in die tuin.
Tweedens wil ek vir jou sê, selfs wanneer God se stem stil word, breek ek weg van sonde en tweedens, hou aan om God te vertrou. 2 Timoteus 1 kom en hy sê in vers 12, om die rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wat ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is, om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weerkom, in stand te hou. Dit kan wees, dat jy dalk nie doelbewus sonde gepleeg het nie. Dit kan wees dat jy deur 'n moeilike tyd gaan en dit in jou lewe, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê, niks te doen het met enige sonde nie. Maar Paulus kom hier en hy sê, ek gaan deur moeilike tye. Paulus sê, ek weet wat dit is om gebrek te hê, ek weet wat dit is om siek te wees, ek weet wat dit is om honger te gaan slaap. Ek weet, want ek ken swaar kry, sê Paulus. Maar Paulus laat nie toe, dat sy swaar kry, sy oë van die Here afdwaal, na ander dinge toe nie. Sy swaar kry maak nie, dat hy sy oë van God afhaal nie. Die feit dat jy nie die Here sien werk nie, Boeta Sissa, beteken nie, hy is nie besig om te werk nie. Die Here het reeds besluit om jou in stand te hou, al hoor jy nie sy stem nie. Al sien jy dalk vandag in jou lewe, in die seisoen van jou lewe, hom nie aan die werk nie. Die Here sê in Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Ek wil vir jou sê, die Here, op hierdie Sondag, is nog nie klaar met jou nie. Op hierdie dag, die Here is nog nie klaar met jou nie, en dan wil ek by dit vir jou sê, vertrou op hom. Jy het nodig om 'n besluit nou te neem, Here Jesus, al hoor ek nie u stem nie, al sien ek u nie werk nie, ek sal nog steeds op u vertrou. I don't know what the future holds, but I know who holds the future. En daarom sê ek vir jou, vertrou op die Here. So, as sy stem stil is, moet ek myself afvra om te breek met sonde, is dit nie dalk wat tussen my en God staan nie? Is dit nie dalk waar dat ek en jy in dit hom moet vertrou soos nog nooit? En dan wil ek derdens kom om vir jou te sê, kry koninkryksperspektief. Nou wat sê jy vir my, herder, koninkryksperspektief? Dit klink amper soos 'n haaspastei. Luister, hier's iets hierin wat ek oor opgewonde is. As ek Filippense 1 vers 6 lees, dan sê die woord van die Here, ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag, wanneer Christus Jesus kom. Is dit nie mooi nie? Jy sien, die Here het geen intensie om net vir jou goeie weer te gee in jou lewe nie. Hy wil vir jou die mooi weer gee. Hy wil die goeie weer vir jou gee. Die Here gaan toelaat, luister, dat slegte dinge in jou lewe gebeur. Dit is soos iemand wat 'n legkaart bou. Jy het nie die boks nie, maar jy bou die legkaart van die lewe saam met die Here. Hy het die boks. Hy het die boks, hy weet hoe jou en my lewe moet lyk. Hy is besig om hierdie stukke vir stukke te gee vir jou lewe. Hierdie stukkie,
Hy's besig om stukkie vir stukkie te gee vir jou in my lewe, om in plek te val. Onthou, jy het nie die boks van die lewe in jou hand nie, Boeta. Sis, ek hoop, jy hoor wat ek vir jou sê. Jy het net die stukkie wat die Here nou, daar waar jy is, vir jou gee. En soms, jy weet, ek kyk na hierdie gedeelte, en soms gee die Here vir jou 'n oranje stuk, en is dit vrolik. Soms gee hy vir jou 'n groen stuk, en is rustig, en is vol vrede. Soms kry jy daai donkerblou stuk, waarvan die hoeke en die kante moeilik pas. En dis dalk die seisoen wat jy nou deurgaan. Dis dalk waar jy sit, sê jy, vir 'n geruime tyd al. En soms kry jy daai donkerblou stukke wat net nie mooi inpas nie. En dit vat jou 'n paar dae. Dit vat dalk 'n paar maande om hom in te kry. Jy sukkel met hierdie stuk. Jy sukkel in hierdie seisoen van jou lewe. Jy sukkel sodat jy later die stukkie beskadig. Maar met die Here se hulp, met die Here se tyd, pas hy in. Die Here wil die donkerblou stuk ook in jou lewe hê. Want dit pas ook in. Die moeilike, dit pas ook in. Die seer, dit pas ook in. Die einas, dit pas ook in. Kom vra die Here om vir jou nuwe perspektief te gee. En ek praat van koninkryksperspektief. Wanneer dinge moeilik gaan, is dit nie omdat die Here jou verlaat het en jy op jou eie is. Hy's juis op pad met jou en met my. Psalm 23 kom hy so mooi en hy sê in vers 1 tot 4, dit is so mooi, hy sê die Here is my herder, hy kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Koninkryksperspektief, om weer perspektief te kry, juis in hierdie dae, maande en weke en seisoene, wanneer sy stem stil is. Vierdens wil ek vir jou sê, kies 'n lewe van vreugde. Psalm 16 sê so mooi in vers 11, U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige vreugde. Uit U hand kom net wat mooi is. Psalm 16 vers 11. En ek weet God praat met jou en met my. Ek wil vir jou sê, in hierdie spreekkamer sien ek hoe God met mense praat en mense omkeer en omdop. En daar waar jy sit en luister, die Here wil ook by jou besig geraak. En dalk voel jy alles is teen jou, ek wil vir jou sê, kies lewe en vreugde, lewe van vreugde. En as ek dit sê, dan dink ek so aan Jona. Die Here het hom geroep om Ninive toe te gaan en die mense te waarsku dat hy hulle gaan straf. Maar wat doen Jona? Hy vlug heeltemal in 'n verkeerde rigting. Hy gaan Tarsis toe. En die Here gaan haal vir Jona van 'n boot af en sê vir hom, ek is nie klaar met jou nie. En die Here gebruik vir Jona om hierdie stad Ninive na hom toe te draai. Wat doen Jona? Hy sit buite die stad en hy's moedeloos en hy mor oor sy komkommerboom wat gevrek het, as ek dit so kan sê. Ek het nodig om vir die Here vanaand jammer te sê. Hoor wat ek vir jou sê.
vir my ondankbaarheid. Ek kyk om my en ek sien hoe die Here mense se lewens aanraak. En dan kry ek myself soms ook maar in mou en kla. Ek kla soms oor die simpelste goed. Ons kan kla oor Eskom en oor die petrolpryse en oor die ekonomie en oor die bedrog. Jy moet 'n keuse maak om hierdie pad wat jy met die Here stap, dat dit 'n pad sal wees wat jy in vreugde stap. Dat ons in vreugde elke dag tegemoet sal gaan. Dis nie omdat dinge so goed gaan nie, maar omdat ek die voorreg het om saam met die Here God, die redder van hierdie wêreld, hierdie pad te kan stap. En op hierdie pad, op hierdie tog, nog steeds die mooi te kan ontdek. Dit te kan geniet, dit te kan sien, te kan ervaar. Selfs wanneer sy stem stil is. Ek wil vir jou sê, Jesus is vir jou genoeg. Hoor wat ek nou vir jou sê. Hy is vir jou genoeg. God is vir jou genoeg. Ek is liewer arm, sieklik, moeg en honger, maar saam met Jesus. Ek is eerder dit saam met Jesus, as om ryk en gesond en versadig van die lewe te wees, maar verlore in sonde. As niks fout met al daai mooi nie. Breek die stilte vanaand, daar waar jy is in jou hart, met 'n loflied aan die Here. Met 'n loflied aan God. Hier's 'n nuwe week wat voor jou lê. Dis Oktober, dis 'n nuwe maand. Breek die stilte tussen jou en die Here met dankbaarheid. En dan is dit vir my belangrik om vir jou ook stap 5 met jou te kan deel om vir jou te sê wees 'n getuie. Ek praat so baie daaroor met jou in ons aanlyn kerk en as jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel is, jy sal sien my nommer verskyn daar op die blaaie. Stuur vir my WhatsApp, as laai jy op ons groepe en jy sal hierdie boodskapies ook ontvang. As jy vanoggend sin ook wil hê, ek stuur hom vir jou met liefde. Wees 'n getuie. Jy sien wat sê die woord van die Here in Psalm 9 vers 12, sing tot eer van die Here wat op Sion woon, vertel die volke van sy dade. Ons het 150 psalms in die Bybel waarvan die meeste geskryf is deur mense wat in die moeilikheid was, wat deur die moeilikste van die moeilikste en seerste tyd van hulle lewe gegaan het, of in nood, of verwerp gevoel het. Maar dalk is jy vandag wanneer jy luister na hierdie boodskap in die moeilikheid. Dalk voel dit vir jou of die Here ver is. Dalk loop dinge skeef op hierdie stadium in jou lewe. Skryf 'n psalm. Ons wil baie keer wag vir die mooi roman, vir die goeie weer, voordat ons sal vertel van die goedheid van die Here. Ek wil vir jou sê, dit het tyd geword om nie meer te fokus op jou situasie nie, maar jou oë van jou situasie aftaal en op God te kom fokus. Wat gaan jy doen met daai donkerblou stuk van die legkaart wat in jou hand is? Dalk moet jy jou oë toeknyp en soos 'n kind vandag die Here vertrou. Here, help my om hierdie stukkie in te kry. Hou jou oë op die Here en sê, Here, ek bou net die stukkie wat U vir my gee. En ek gaan U een tree
op 'n slag in my lewe vertrou. Ja, ek weet dit is nie altyd maklik nie. En wanneer God stil raak in ons lewens en wat gemaak, wanneer God niks sê nie, het ek in my lewe deur en deur gesien, is om hierdie toe te pas. Pas dit toe, moenie uitmis wat God vir jou wil sê en vir jou wil doen nie. Ek glo donderdag aand en vanoggend en vanaand het die Here met jou en met my baie duidelik gepraat. Kom ons hoor sy stem. Kom ons wag op sy tyd. Kom ons beweeg wanneer God sê ons moet beweeg. En Here, juis nou, terwyl hierdie man luister en hierdie vrou luister, 'n week wat voor lê en besluite in hulle lewens om geneem te word, maar hulle hoor niks nie. Dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ek kon hoor dat ek moet breek, dat ek U moet vertrou, dat ek perspektief moet kry. Here, daar's niemand soos U nie. En nou bid ek vir hierdie Boeta en Sissa vir 'n mooi week. Ek bid vir jou vir guns, ek bid vir jou vir vrede, ek bid vir jou vir gesondheid, ek bid vir genesing, ek bid vir daai skewe paaie wat jy gestap het. Daai krom draaie wat jy gevat het in die lewe om terug te keer. Daai knope wat moet losgemaak word, bid ons Here dat U sal kom en U kom aanraak en kom herstel. Gees van God, dankie vir U getrouheid. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Selfs in die stilte. Ek bely saam met elke man en vrou dat ons geneig is om te mis omdat ons te besig is. En nou, Here, mag ons meer sensitief wees op U wag. Oë op U in Jesus se naam. Amen. Vir my besonderse voorreg om saam met jou te kuier. Kyk uit om môre aand 8:00 saam met jou te kuier en pas jouself op. Mag hierdie vir jou 'n blink week wees. Stap in oorwinning, stap in deurbraak. Dis die 5de, môre is die 6de en ons gee ons beste. Kyk uit om saam met te kuier môre. Goedheid en guns. God bless.